brief van God. En ons gaan lees daai 2 Korintiërs 3. Julle kan gerus soontoe blaai. 2 Korintiërs 3. Kom ons bid net so saam. Vader, baie dankie vir u woord. Dankie dat u woord die waarheid is. En dat u woord ons onderrig, ons vorm, ons verander om meer soos Jesus te wees. Sal u asseblief ook nou u woord so in ons harte en ons lewens gebruik, soos wat u dit bedoel het. Ons maak ons harte vir u oop, Here. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Ons lees daarvan vers 1 af. Paulus is hier aan die woord. Hy sê, begin ons weer onsself aanprys, of het ons miskien soos party ander mense aanbevelingsbriewe aan julle of van julle nodig? Julle is self ons aanbevelingsbrief, geskryf op ons harte, vir almal om te lees en te verstaan. Dit is tog duidelik dat julle 'n brief van Christus is, deur ons diens geskrywe, nie met ink nie, maar met die gees van die lewende God, nie op klip nie, maar op die harte van mense. Ons sê dit nie omdat ons ons sê dit omdat ons deur Christus ten volle op God vertrou. Uit onsself is ons nie in staat om iets te bedink asof dit uit onsself kom nie. Ons bekwaamheid kom van God, wat ons bekwaam gemaak het om bedienaars van 'n nuwe verbond te wees, nie van die letter nie, maar van die gees. Die letter maak dood, die gees maak lewend. Ons lees tot daar. Dominee Johan is seker nou omtrent 50 jaar hier in die gemeente. En hulle het 'n lang pad saam met die gemeente gestap, 'n groot effek gehad of groot impak gehad op die gemeente. In baie van die lidmate se lewens het hulle 'n groot rol gespeel. Partykeer het hulle vir julle gedra deur moeilike tye. Julle bemoedig. Partykeer het hulle vir julle gebid. Deur preke oor baie jare heen het die Here dit gebruik om ons gedagtes te verander, ons lewens te verander. Hulle stap nou 'n lang pad saam met die gemeente. Maar kom ons sê nou om Johan, hulle gaan nou vir 5 jaar lank weg. Hulle gaan bly op 'n ander plek en hulle is vir 5 jaar glad nie hier by ons nie. En dan na 5 jaar kom hulle weer terug. En nou vra ons hulle om hier te kom preek, om hier te kom preek en die kerkraad sê, maar het ons 'n getuigskrif van hom? Het ons 'n aanbevelingsbrief? En dit is eintlik so sinneloos, nê? Want hy was so lank hier en almal ken hom. Ons weet mos waarvoor hy staan en dit wat hy leer en so aan. Maar dit was presies die situasie waarin Paulus was. Paulus was die een wat na hierdie gemeente toe gegaan het en daar gaan werk het om hulle tot bekering te bring. Die gemeente het hulle ontstaan te danke aan Paulus se werk. Baie van die gelowiges het onder Paulus se prediking tot bekering gekom. En hy het eintlik die hele gemeente help ontstaan. Hy het gehelp om ouderlinge te vestig, diakens aan te stel en die gemeente te kry om selfstandig te kan funksioneer. So, net soos Dominee Johan 'n lang pad hier gestap het Paulus met daai gemeente gestap. En nou, toe kom daar nou 'n stryd onder die ouens. En party sê, nee, hulle is nou die dominee hier, wie is hierdie Paulus van wie julle praat? Het ons 'n aanbevelingsbrief vir hom? En dan kom Paulus en hy sê, nee,
ek het nie 'n aanbevelingsbrief nodig van enige iemand nie. Nou in daai tyd was dit 'n groot ding gewees, wanneer mense iewers heen gegaan het om 'n ding te gaan doen, het hulle vir iemand wat inspraak het by daai persoon 'n aanbevelingsbrief gevra. En so kry ons byvoorbeeld dat 'n gemeente vir Apollos 'n aanbevelingsbrief gegee het na 'n ander gemeente toe waar hy wou gaan werk, om hom bekend te stel, want hulle het hom nie geken nie. En daar's 'n hele klompie voorbeelde van sulke aanbevelingsbriewe in die Bybel. Maar Paulus sê, ouens, ek het nie 'n aanbevelingsbrief op papier nodig nie. Julle is my aanbevelingsbrief. As julle nou kyk na daai kaartjie, dan staan daar op die kaartjie van God aan jou. En as ons nou moet sê, dis 'n boodskap van God aan ons, dan was die eerste en die grootste voorbeeld daarvan natuurlik Jesus self. Jesus was eintlik 'n brief van God aan ons. 'n lewende brief. Jesus het vir ons kom wys hoe God is. Vir ons kom vertel wie hy is. Dit vir ons kom demonstreer met sy lewe. Jesus is God se brief aan ons. Hy is die eerste en die grootste voorbeeld daarvan. En in ontmoeting met hom het Paulus tot bekering gekom. En daarom kan ons sê, Paulus word nou God se brief aan die Korintiërs. Ons lees mos op 'n ander plek in Romeine 15, waar Paulus self sê, God het my immers in sy genade die voorreg gegee om in diens van Christus Jesus onder die heidene nasies te werk. So Paulus sê, God het my na die heidene nasies toe gestuur, van wie die Korintiërs nou een groep was. So, hy is eintlik God se brief aan hulle. Maar, so 'n brief het 'n groot impak as 'n mens dit nou op skrif geskryf het, maar God wou 'n ander soort brief aan die gemeente stuur. Net soos wat Jesus was, 'n lewende brief. En daarom stuur hy vir Paulus, en ek wil nou ietsie daarvan verduidelik met 'n getuienis van 'n ander man. Hierdie man vertel hoe hy en sy vrou op 'n stadium vir 2 maande saam met familie sou kuier en 'n klompie vriende. Maar 'n hele paar van die familielede en vriende was nie gelowiges nie. En hulle twee is voltyds in die bediening, hulle harte is uitverkoop aan die Here, en hulle het gewonder, hoe gaan ons hierdie 2 maande lank saam hanteer, as die ouens byvoorbeeld lelik praat? As hulle goed sê wat hulle nie moet sê nie. Ons kan so maklik veroordelend oorkom. En dan word ons eintlik 'n blokkasie vir die evangelie, in plaas daarvan dat ons 'n brief is wat die evangelie bring by mense. En hy en sy vrou het lank daaroor gepraat en gebid, en uiteindelik het hulle besluit, ons gaan net daar wees. En hulle het gegaan en hulle het begin om die mense net lief te hê, net belang te stel, net om te gee. En dit was nie lank nie, kwalike week, toe begin ouens vir hulle vra. Toe begin van die ouens vir hulle raad vra oor situasies. Hulle begin krisisse in hulle lewe met hulle deel. Want hulle beleef iets by hierdie twee, wat dit vir hulle maklik maak om met hulle te deel, om hulle harte voor hulle oop te maak. En dis hoekom Jesus vir Paulus stuur. Hy soek iemand daar wat nie net 'n mondelingse boodskap bring nie, maar met sy lewe die boodskap bevestig. Die boodskap word mondelings en fisies oorgedra.
na die hoorders. In Romeine 14 skryf Paulus, laat ons mekaar dan nie meer veroordeel nie. Neem julle liewer voor om niks te doen wat jou broer kan aanstoot gee of tot 'n val kan bring nie. So, Paulus sê die manier hoe hy as 'n brief aan die Korintiërs gefunksioneer het was, hy het nie probeer om aanstoot te gee nie, hy het hulle nie probeer veroordeel nie, hy het probeer om by hulle harte uit te kom. Hy wou hulle net lief hê namens die Here. So was Paulus dan God se brief aan die Korintiërs. En deur hierdie brief het God so in hulle harte gewerk dat hulle gelowiges geword het. Dat hulle God se kinders geword het. As jy nou sommer 'n bietjie dink aan jou lewe, watter mense was daar in jou lewe wat vir jou soos 'n brief van God was? Iemand wat God in jou lewe gebruik het om jou bewus te maak van sy liefde, van sy genade vir jou. Iemand wat jou dalk gehelp het om by die Here uit te kom. Of nadat jy tot bekering gekom het, jou gehelp het in krisissituasies. Wie was vir jou soos 'n brief van God? Dan sê Paulus, my getuigskrif is julle veranderde lewens. Daar in vers 2 staan daar, julle is self ons aanbevelingsbrief. En die wonderlike is hoe God sulke briewe, mensbriewe, kan gebruik om ander mense aan te raak. Hy het in die eerste plek vir Jesus gebruik om sy evangelie, die goeie nuus, sy liefde aan die wêreld te kom betuig, op 'n manier wat almal kan verstaan. En toe Jesus regmaak om hemel toe te gaan, toe sê hy, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle. En toe word Paulus een van daai gestuurdes, en hy gaan werk onder die heidenasies, onder die mense wat God glad nie ken nie, wat nie deel is van Israel, God se volk nie, wat dalk ver van God af is. Hy gaan na hulle toe, en hy word God se brief aan hulle. En onder sy arbeid het God in mense se harte gewerk, en hulle oortuig, en hulle het God se kinders geword. Mense wat afgode aanbid het, het al daai goed gaan vernietig en na God toe gedraai. Mense wat allerhande toorboeke gehad het en goed het verbrand en gesê, ons het nou die lewende God leer ken. Mense wat prostituie was, wat diewe was, wat skelms was, wat rowers was, se lewens het verander en hulle het God begin dien. En Paulus sê vir die gemeente, as julle dan nou 'n getuigskrif soek, kyk na hierdie mense se lewens. Kyk na julle eie lewens. En dan sal julle kan sien wat in my hart is en saam met wie ek werk. Ek het nie 'n fisiese brief nodig om my by julle aan te beveel nie. Julle is self my aanbevelingsbrief. Gaan kyk maar net in die spieël en sien wat God in jou lewe gedoen het. Paulus se getuigskrif is veranderde lewens. Nou wonder ek sommer by ons, as ons bietjie self voor die spieël gaan staan en na ons eie lewens kyk en dink aan almal wat God gebruik het om in ons lewens te kom insaai en inplant. Het ons lewens ook so verander?
het daar ook groei gekom. 'n Verhouding met die Here. Dan die laaste gedagte, die Korintiërs word nou op hulle beurt weer God se brief aan die wêreld. Paulus sê, julle is self ons aanbevelingsbrief geskryf op ons harte, vir almal om te lees en te verstaan. Dit is tog duidelik dat julle 'n brief van Christus is, deur ons diens geskrywe, nie met ink nie, maar met die gees van die lewende God, nie op klip nie, maar op die harte van mense. Het jy al 'n bietjie daaraan gedink, dat jy ook God se brief is aan die mense met wie jy te doen kry? Dat God jou ook wil gebruik om met mense te praat, om 'n boodskap aan mense oor te dra, wat hulle lewens kan verander. Hierdie brief is vir almal om te lees en te verstaan. Het julle nou al gesien hoe mense krom en skewe opvattings oor God het? Hulle dink goed van God wat heeltemal anderster is as wat God is. En nou kan iemand met hulle gaan praat en vir hulle sê, nee, julle is verkeerd, dis nie so nie, dis so. Maar weet julle, partykeer oortuig woorde alleen nie. Partykeer het mense nodig om dit te beleef. En jy word dan die een, deur wie God na daai mense toe kom, om aan hulle liefde te betoon, om vir hulle omgee te wys, om hulle God se hart te wys. En daai belewing oortuig hulle meer as woorde. Het julle ook al gesien hoe kerkmense in koerante kan beklei as daar 'n kontroversiële saak is, hoe hulle mekaar kan sleg sê en afkraak, en dit lyk asof hulle die grootste vyande onder die son is. En albei sê, ons is kinders van God. Hoe maklik word ons nie 'n struikelblok vir die evangelie, in plaas van 'n voertuig vir die evangelie nie. Of, as ek nou daarmee te koop loop, dat ek 'n gelowige is, maar ek is skelm in my besigheid. Of ek kom mense te na, ek is oneerlik, dan word ek 'n struikelblok. En ons het nodig om partykeer maar net bietjie weer stil te word by die Here en te vra, Here, ek het nou gehoor, U wil my ook as 'n brief gebruik aan die wêreld. U brief aan die wêreld. Here, wat sien U as U hierdie brief lees? En ek maak my oop vir U Heilige Gees. Alles wat verkeerd is hier, kom sny dit uit asseblief. En alles wat U wil invoeg, kom voeg dit in asseblief, Heilige Gees. En maak my 'n effektiewe brief in U diens aan die wêreld, aan die mense met wie ek te doen kry. Die kosbare van so 'n lewende brief is, dis aanpasbaar. As dit 'n geskrewe brief is, dan staan daar wat daar staan. Maar jy kan in verskillende situasies kom, en by die een persoon moet jy sag wees. By die ander persoon ferm. By die een moet jy gou praat, by die ander een moet jy geduldig wees. En die wonder is, die Heilige Gees lei ons daarin. En daarom is jy as 'n lewende brief so kosbaar,
Want God kan jou aanpas by elke omstandigheid vir dit wat nou daar nodig is. Die Here wil deur sy Gees en deur sy woord die karakter van Jesus in my en in jou hart skryf. Sodat wanneer mense met ons te doen kry, hulle eintlik vir Jesus sal beleef. En die vraag is net, is jy beskikbaar? Is jy gewillig dat God jou ook so kan gebruik? En weet julle, hy kan enigeen gebruik. Daai ou in die Bybel wat ons lees van die besetene van Gadara, in wie daar soveel onrein geeste was, en so wat die Here in die varke ingejaag het, daai ou, toe hy klaar skoon gekom het, die Here die geeste uitgedryf, toe vra hy vir Jesus, hy wil saam met hom gaan. En toe sê Jesus, nee, gaan terug en vertel vir die mense wat God vir jou gedoen het. Daai ou, een dag lank 'n gelowige, word 'n brief. En toe die Christene later moet vlug vir Nero, en hulle kom daar by Gadara, toe's daar 'n gelowige gemeenskap, en hulle word met oop arms ontvang deur die werk van een ou wat Jesus een dag lank geken het. En wat 'n demoonbesetene was. As God hom dan kon gebruik as 'n brief, dan kan hy my en jou ook mos gebruik. Wees net beskikbaar. Jy is ook God se brief aan die wêreld. Vader, baie dankie dat U vanmôre met ons praat, en ons wil vir U sê baie, baie dankie vir U briewe aan ons. Die eerste en die grootste brief wat enige iemand ooit sal ontvang is vir Jesus. Dankie Jesus, dat U vir ons kom getuig het oor die Vader. Dat U vir ons kom leer het wie Hy is en hoe Hy is, en dat Hy ons liefhet. Dankie dat U daardie liefde fisies kom demonstreer het, deur U lewe te gee vir sondaar mense soos ons. Ons prys U daarvoor. En Jesus, toe U opvaar na die hemel, het U klomp briewe uitgestuur. Al die gelowiges. En dankie dat hulle getrou was en daardie boodskap oorgedra het. En dat ons dit ook vandag kon hoor. En nou vandag is dit weer ons beurt, soos in hierdie brief se tyd, dat die Korintiërs se beurt was. Nou is dit ons beurt om U brief te wees aan die wêreld. En dankie vir al die briewe wat in hierdie kerkgebou sit. Dankie dat U ons na klomp verskillende plekke toe stuur. Maar Here, wie weet, dalk is ek wat nou op daai spesifieke plek kom, die eerste brief van God wat iemand lees. En help ons dat daardie brief duidelik sal wees. En dat die boodskap mooi sal oorkom, soos wat U dit bedoel het. Dankie dat U ons ook op hierdie manier betrek by U groot werk op hierdie aarde, waar U besig is om vir U 'n volk bymekaar te maak uit elke stam, taal en nasie. Seën ons asseblief, Here. Ons vra dit in Jesus naam. Amen.